Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom vanoggend in die erediens. Dit is so lekker om julle almal te sien, veral ons weet soms, mag ek dit dalk sê, kompeteer ons met sulke goeie weer. Maar mag julle hierna as gesinne hierdie tyd van lekker weer saam geniet. Ek verstaan is Tannie Klokkie se familie wat hier voorsit. Baie welkom ook aan hulle. Ons vier Tannie Klokkie se 90ste verjaarsdag die Vrydag wat nou verby is. Ons is baie lief vir Tannie Klokkie en ons is so dankbaar ook vir haar. Kom ons gee vir haar lekker applaus. Gemeente, net 'n paar afkondigings. Jy sal sien die deurkollekte is vir oggend vir ons vroue bediening, ons plaaslike vroue bediening. So ons weet baie keer weet ons nie waarvoor die deurkollekte gaan nie en ons gaan probeer om dit meer te begin afkondig, maar dit is ook in die hartklop as u daar net 'n oogie sal gooi. En opwindend, ons weet Desember is net om die draai wanneer ons begin sien oom Willie en sy skaap en sy lam bemarking of die beskikbaarheid en oom Willie se help daarmee. Jy sal sien daar is bestellings wat gaan begin geneem word. Daar's Margaret en oom Willie se nommer, so dit is die afsnydatum daarvoor is die 5de Desember en dit is letterlik voordat ons oë knik. Dis basies oor 'n maand. So hier is die verskillende pryse is hierso as u net daarna wil kyk, die verskillende sal ek sê snitte ook. 2 tand en lam. Ondersteuningsgroep is vir hierdie week. Dis ondersteuningsgroep vir vriende en persone met Alzheimer's. Dit is hierdie Woensdag 10 uur in die diensentrum. Diensentrum wat net hier onder is en asseblief ons nooi u, ons het net op hierdie stadium as ek dit reg het 1 keer 'n maand wat hierdie groep bymekaar kom. Baie waardevol. So as u dalk so 'n persoon in u lewe het of u wil graag net so 'n groep bywoon, die groep bywoon, nooi ons u hartlik uit om dit by te woon. Gemeente, dit is ook dan nou tyd waar ons begin insamel. Tannie Gesina is al baie lank besig, wit olifantjie vir die bazaar. So as u goeders het wat vir dit kan gebruik word, is u meer as welkom om dit ook vir haar te bring of hier na die kerkkantoor toe te bring. Volgende week is daar nie Bybelskool nie. Dit is bestuurspanvergadering en dan is daar nog een oor. Ek dink dit gaan oor Judas, die laaste Bybelskool tema of disipel wat Koenie gaan dan nou behandel. Maar is nie hierdie week nie, dis volgende week. Nie hierdie week nie, die week daarna. Sondag wat kom, die 9de November, is ons lewensvreugdefees en ons nooi julle almal uit om by ons saam met ons te kom kuier hier by die gemeente en ons wil net vra dat u asseblief vir ons moet kontak indien u dit gaan bywoon sodat ons die regte beplanning kan doen en voorbereiding. Ons gaan 'n hoenderbraai hou en ons nooi u net om ietsie saam te bring om te drink en indien u wil kan u ook 'n slaai of brood saambring, maar dit kan u alles met Margaret bespreek by die kerkkantoor. So asseblief laat ons net weet sodat ons die regte hoeveelheid hoender kan bestel. Jy het ook ons gebedslys daar en ons weet ook iets wat ons baie na uitsien is hierdie eerskomende donderdag wat ook ons wynveiling is en ons bedank die hele span wat daarbey betrokke is. Dis nogals baie moeite en hulle is ook hard aan die werk. So baie dankie vir daai mense en dankie ook vir die mense wat al kaartjies gekoop het en wat deel gaan neem aan die wynveiling eerskomende donderdag. Gemeente, ons steek vanoggend die Christuskers aan en as ons vir 'n moment net kan rustig word, die Here se teenwoordigheid van bewus word en dan iemand se lewe vier wat baie na aan meeste van ons wat al die pad met Onrus gemeente gestap het vanaf die begin. Iemand wat ons verloor het in die week. Iemand wat
tans besig is om nie saam met ons hier by die Koragiete te sing nie, maar in die hemelkore, ons ou eie Christa, wat die stryd met kanker verloor het. Sy was sedert die De Wetsaal, deel van ons gemeente se span. Dis 'n hartseer week vir ons gewees, maar ons weet ook nou dat sy verlos is van haar pyn en haar moeilike lewe die afgelope tyd. Ons weet ook dat die Here haar smile, jammer nou vir daai woord, op die oomblik geniet, menslik gesproke. Daarom gemeente, in 'n tyd soos die waar ons hartseer is oor verlies, waar ons dankbaar en opgewonde is oor 'n groot mylpaal van 90, so tussen die suur en die soet, weet ons dat die Here ons beloof, hy is teenwoordig. Daarom groet ek u in die naam van die Vader, en van die Seun Jesus Christus, en van die Heilige Gees. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien vanoggend met ons dankoffers, en terwyl ons dit doen, kom ons kom net tot verhaal. Kom ons relax, kom ons besef waar ons is. Kom ons dien die Here met ons dankoffers. As hier rooitrein maatjies vanoggend is, wil ek graag vir julle vra om net vir 'n kort oombliekie voor by my te kom sit. Julle gaan hier kom sit en dan na die tyd is julle welkom om terug te gaan en weer by julle ouers te sit. Anton gaan nie vanoggend baie lank praat nie. Of julle is welkom as hierdie stoele te hard raak vir julle, om bo te gaan na die kapel toe, daar waar Rico julle sal ontvang vir 'n kinderbedieningssessie. So, die keuse is julle sin, of julle ouers sin, waar julle wil wees. Ons fokus vanoggend op dit wat hier op die tafel aangaan. Kan julle dit sien? Wat sien ons hier op die tafel? Kom sê gou vir my. Wyn. Wyn, ja. En? Brood. En beteken dit dalk iets, as mens kyk na wyn en brood in die kerk? Wie weet? Wie van julle het al ooit wyn en brood in die kerk gesien? Okay, wil jy ietsie sê? Wat wil jy sê? Nagmaal. Kom ons gee vir haar 'n klap. Okay, maatjies, hierdie groot boek sê vir ons 'n paar goedjies oor die nagmaal. En ek wil dit graag vir julle lees. Toe ons geleer het soos wat julle nou leer, toe moes ons hierdie boek leer, toe ons wil dominees geword het, nê. En hier staan 'n baie spesiale ding oor die nagmaal. Het julle goeie oortjies? Want julle mammas gaan vir julle na die tyd weer vra. Okay, kom ons lees wat sê hierdie boek oor die nagmaal. Voordat ons die nagmaal gaan gebruik, en elkeen van julle wat hierso sit, saam met julle mammas en pappas, kan die nagmaal vanoggend gebruik, met die idee dat julle weer huis toe sal gaan, en daaroor gaan praat, oor die betekenis van dit, soos wat ek vanoggend met julle daaroor praat. Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie liefhet. Ons weet dit omdat hy sy seun, dit is Jesus, vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie liefhet. Ons weet dit
omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ons ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit baie kere te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Hoekom doen ons dit? Wat het julle nou geluister? Sodat ons nooit, baie mooi, sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Ok, so nou is hier 'n paar punte, wat ek net vinnig vir julle wil uitlig. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood, wat julle daar sien, wat ons eet, laat ons dink aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, of dan nou die druiwesap, wat maar soos wyn is, maar ons drink mos eintlik maar net wyn as ons ouer is. Die wyn wat ons drink, laat dink ons aan die bloed van Jesus, wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood eet, en die wyn of druiwesap drink, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Die nagmaal help ons om te sien hoe lekker dit eendag in die hemel gaan wees. Daarom is ons bly wanneer ons die nagmaal kan gebruik. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. So dit help ons om te onthou. Dis die groot ding van die nagmaal, dit wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het. Ek gaan saam met julle bid en dan kan julle na julle mammas toe gaan en hulle sal met julle praat en julle kan besluit of julle hier wil bly en of julle kapel toe kan gaan met die liedjie wat ons gaan sing nadat ons gebid het. OK, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons almal nooi na die nagmaalstafel toe. Dat U nie net groot mense nooi nie, want U het nie net vir groot mense aan die kruis gesterf nie. Ons vra, Here, dat U ons sal help besef, al is ons klein, wat dit beteken het, dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie maatjies, julle kan gou-gou na julle ouers toe gaan. Gemeente, kom ons staan en ons berei onsself voor vir die gebruik van die nagmaal saam as gesinne en ons gaan genade onbeskryflik groot sing. Ons sing al 4 verse. Kom ons doen dit staande saam. Kom ons sing.
wil asseblief vra dat voorsitter van ons kerkraad, Fransjo Hoenenberg, en my kollega Willem by ons kom aansit. Ons dink aan ook vanoggend aan Koenie wat besig is om die woord te bedien by die VGK in Worston en Michiel wat tans 'n bietjie op verlos is. Gemeente, ons los ook ek sal daai kan staan. Ons los ook spesifiek vanoggend een stoel oop. Soos wat ons dink aan Christa. Gemeente, ons gaan vanoggend die nagmaal, baie dankie, julle kan maar sit. Ons gaan vanoggend die nagmaal saam gebruik as gesinne, met die wete dat dit die waarheid is, dat Jesus nie net vir volwassenes aan die kruis gesterf het nie. Hy het nie gesê, eendag as jy groot is, slegs dan het ek vir jou aan die kruis gesterf nie. Dus hoekom het deel van ons kerkorde, ons erediens, riglyne, dat ons aan dooplidmate kan nagmaal bedien, maar dit is dan so belangrik, ouers, dat julle julle kante moet bring, ter herinnering aan dit wat die nagmaal beteken. Dit gaan beteken dat ons gaan moet opskerp, dat ons weer daardie verhaal moet gaan lees, daardie tyd wat Jesus aan die einde voor sy oorlewering aan die Romeinse soldate, wat hy gesê het, julle moet briek aandraai, doen dit, onthou wat ek vir julle kom doen het. En so kom ons ook vanoggend as roetemerkers saam die nagmaal kan gebruik, waar elkeen van ons by 'n plek aankom in ons geloofsreis. Ek weet nie hoe dit met baie van julle gaan, wanneer dit kom by julle geloofsreis nie, maar dat hierdie 'n baken is waaraan ons kan vashou, in viering, in moeilike tye, waar kan sê, maar die Here se genade is vir my genoeg. Nie omdat ek dit so sê nie, maar die Here dit self sê. Dat hy aan die kruis gesê het, tetelestai, dit is volbring vir gister, vandag en vir altyd. Dat ons deur die nagmaal kan onthou dat daar niks tussen ons en die Here kan staan nie. Niks. In gemeente, as ons dink daar kan iets tussen ons en die Here staan, dan verstaan ons nie dit waardeur Jesus vir ons gegaan het nie. Daarom vanoggend gebruik ons die nagmaal en ons kyk na die brood, gewone brood, die liggaam van ons Here Jesus Christus. En ons dink aan dit waardeur Jesus vir ons gegaan het. Dat sy liggaam, gemeente, gebreek is vir my en vir jou. Ons kyk na die wyn, die beker van danksegging. En ons onthou dat die bloed van ons Here Jesus Christus vir elkeen van ons gevloei het. Ek vra dan nou asseblief dat die eredienswerkers na vore kan kom, sodat ons die simbole kan uitdeel. Baie dankie.
Gemeente, die brood wat ons eet, is die liggaam van ons Here Jesus Christus, wat vir ons gebreek is, tot volkome versoening van al ons sondes. Daarom, neem dit, eet dit, kyk daarna en dink daaraan, dat Jesus Christus se liggaam gebreek is, tot volle versoening van al ons sondes. Dis die liggaam van ons Here Jesus Christus. Die liggaam van ons Here Jesus Christus. Die beker van danksegging, gemeente, is die bloed van ons Here Jesus Christus, wat gevloei het om alles af te was, wat tussen ons en hom staan. Daarom, kyk daarna, drink daarvan, weet, dat Jesus se bloed gevloei het, tot volkome versoening van al ons sondes. Dis die bloed van ons Here Jesus Christus. Jesus Christus. Ek vra om François, ek weet daar's iemand wat graag uit die beker uit wil drink, so om net vir ons kan kom help. As daar enigiemand anderste is, gemeente, kom ons sluit die oë. En voordat ek enigstens bid, gee ek elkeen van ons die geleentheid om dit wat ons harte is, na die Here toe te bring. Here, ons prys U vir hierdie heilige sakrament, die nagmaal. Dat ons dit kan gebruik as iets waaraan ons vas kan hou in tye waar ons harte nie lekker is nie, waar ons harte swaar is, Here. In tye wanneer dit goed gaan, Here. Ons dink aan Christa. Ons dink aan tannie klokkies. Ons dink aan die geboorte van so baie babas, oumas en oupas in die gemeente, nuwe oumas en oupas. Ons dink aan roetemerkers van mense wat onlangs getrou het. Stefan en Corneille. Maar so ook ander lidmate, Here, wat mylpale bereik en waar ons kan weet, Here, dat dit nie is op grond van ons verdienste nie, maar danksy dit wat U vir ons aan die kruis kom doen het. Dankie dat U die lewe en die lewe in volheid vir ons moontlik maak. Ons prys U, want U net ons sondes aan die kruis gedra het nie, maar dat U die kruis oorwin het. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie julle. Groot en wonderbare God, Deur Francis van Assisi.
Here God, U is heilig. U is die enigste en U dade is wonderbaar. U is sterk. U is groot. U is die hoogste en die magtigste. U hemelse Vader is die koning van die hemel en die aarde. U is 3 in 1. U is God. U is goed. U is die hoogste goed. Here God, U is die lewe, U is die waarheid. U is liefde, U is wysheid. U is nederig en genadig. In U is rus, in U is vrede, U is vreugde, U is hoop. U is regverdig en onpartydig. Al ons rykdom is in U. U alleen is vir ons genoeg. U is skoonheid, U is deernis. U is ons beskermer, ons bewaker, ons verdediger. U gee ons moed. U is ons tuiste en ons troos. U gee ons geloof. U gee ons die ewige lewe, groot en wonderbare God. U is ons almagtige en genadige verlosser. Amen. Kom ons staan vir ons volgende 3 liedere. Kom ons prys die Here.
Kom ons sit. Here, dit is vir ons so groot voorreg om deel te kan vorm van die gemeente in Ondersrivier. En waar ons vanoggend spesifiek fokus, Vader, op u kind se kinders. Op ons Peters en kleuters wat u aan ons toevertrou het, Here. Wat u deur u woord weer aan ons sal kom wys hoe belangrik dit is om hulle deel te maak van die geloofsgemeenskap. Dat ons kan sien hoe ernstig u daaroor is, Here. En dat dit vir ons opnuut kan dien as rigtingwyser. Ons bid in Jesus naam. Amen. Ek hierdie ouetjie aansit. Ons tema vir vanoggend, ek hoop julle het dit al gehoor, die liedjie van Prophet, die kindertjies van Jesus is nie poppos nie. Die vraagie wat ek vanoggend wil vra is, het enige een van julle al, Nico net daai eerste slide, al ooit op 'n Lego getrap? Somme so lekker in die donker, wanneer jy dit nie verwag nie, en wanneer jy maar taamlik moeg is. Hanno, jy lyk nog ons vir my so ouens wat al op die Lego getrap het, as die laaitjies het los. En Dani ook. Het julle al op 'n Lego getrap? Lego is iets niets wat nou in die Dievenage huishouding is, en dit is vrek hard. Nou, ek wil julle graag aanmoedig om te dink aan daardie gevoel, en of jy al ooit gewonder het, dat iets so kleins, iets wat so baie vreugde vir ons kinders verskaf, die oorsaak van so baie pyn kan wees. Nou vanoggend gaan ek my heel beste probeer om my standaard 7 skynat te gebruik, om die redes hiervoor te verduidelik. Nou, ek het gevind dat daar basies 4 groot redes vir hierdie pyn is, vir hierdie sekondes van seker maar hel. Eerstens, jy sal saam met my stem dat jy al heel moontlik meer die uitdrukking gehoor het van pyn as gevolg van Legos waarop getrap is, eerder as van pyn van op 'n babiepop trap, of 'n sokkerbal, of miskien een of ander karretjie, alhoewel karretjies tog ook kan seermaak. Wel, dit is aangesien so baie Legos gemaak is. Daar's 'n magtom Legos op aarde. Ek het 'n bietjie gaan probeer agterkom, en die Lego maatskappy self noem dat daar so baie Lego blokkies is, genoeg vir ongeveer 83 stukkies per persoon wat vandag leef. 83. En alhoewel daar hierdie fantastiese tafels is, wat hulle verkoop op Takealot en by Lego self, wat gemaak is, wat ontwerp is vir mense om jou Lego blokkies op mee te speel, speel meeste van ons kinders met hulle Legos op die vloer. En dan dis waar die Legos gelos word. So daar is so baie Lego stukkies. Tweedens, trap ons op daardie klein martelingstoestelle met die onderkant van ons voete. 'n area wat oorlaai is met senuwee. Met ander woorde, 'n uiters sensitiewe area. Waarom die baie senuwee onder ons voete? Wel, want dit help ons om regop te bly. Die derde ding is dat Lego, althans die meeste van hulle, verskriklike skerp hoekies en knoppies het. Hierdie goedjies wat voel my
soms as ek daarop trap, ontwerp is om die areas wat die sensitiefste is onder jou voete te vind en te terroriseer. En laastens, Legos is kliphard. Hulle buig nie, of daar's nie enige speling wanneer jy op hulle trap nie. Waar meeste ander speelgoed dalk plat getrap kan word of breek, dit gebeur nie sommer met 'n Lego nie. Dit kan ongelooflik baie gewig dra. Net om vir julle 'n bietjie dit in perspektief te sit. Die bokke se hele voorry kan op 'n Lego stukkie trap. En dan sal hy nog nie breek nie. Vriende, geen wonder dat wanneer mens daarop trap, jy eina en soortgelyke kerklike terme uiter. Dit herinner my aan een van die mense wat saam met my geswat het, sy so 'n bietjie voor my, wat haarself die Lego liturg genoem het. Sy vertel die storie van vriende van haar in die FSA, wat twee dogtertjies gehad het, die een is 'n bietjie ouer as die ander ene, en die ouer enetjie het toe vir die jonger enetjie gepreek oor Jesus se opstanding. En sy het gesê, dat nadat Jesus opgestaan het, hy enigiets kon doen, selfs op Legos loop. Iets wat amper meer indrukwekkend is, as om op water te kan loop. Vandag, met gesinsnagmaal, begin ek met hierdie harde realiteit van Legos, want ek besef net al meer, dat as ons kinders regtig waar in die geloofsgemeenskap wil insluit, hierdie ou klein Lego stukkies, wat deel vorm van hierdie groter meesterstuk Lego ontwerp van God genaamd die kerk, dan gaan ons moet besef dat daar soms 'n oomblik gaan wees waar ek pyn miskien gaan ervaar. Waar 'n Lego stukkie vir my gaan voel asof hy hierdie senuwee terroriseer onder my voet. Ek wil daarom vanoggend saam met u moue oprol om regtig waar te sien hoe ons as gemeente meer sinvol en jammer vir die Engelse woord, maar connect. Hoe ons meer sinvol kan connect met die Skepper se kind se kinders. Die kinders hier in ons Rooituin en in Tientrix wat aande bywoon. Jesus het 'n baie spesifieke siening gehad wanneer dit gekom het by kinders. Baie van ons ken die gedeelte waar hy die kindertjies na hom toe geroep het, en dis die gedeelte wat ek ook vanoggend gaan lees. En in hierdie stuk sien ons Jesus se hart op 'n baie tasbare manier vir kinders. Die ouers het hulle kinders na hom toe gebring om hulle te seën. En kom ons lees Markus se weergawe van wat daar gebeur het. Ons lees Markus 10 vanaf vers 13 tot 16, ek lees uit die 83 vertaling. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig. Imagine net gou hierdie emosie. Sien net vir Jesus voor u. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig. En hy het vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en moet hulle nie verhinder nie. Want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Dit verseker ek julle. Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Ons lees net tot sover. Wanneer ons kyk na verskillende vertalings van wat hierdie dag gebeur het,
sal ons sien dat daar verskillende woordjies hier en daar gebruik geword het om die prentjie in te kleur van hierdie gebeurtenis. Maar ons wel een onvermydelike ding, wanneer ons kyk na al die verskillende vertalings en na die verskillende evangelies se verduideliking van wat hier aangaan. En dit is dat Jesus 'n hart vir kinders gehad het. Dit is onvermydelik. Dit is iets wat so prominent na vore kom, nie net in hierdie teksgedeelte nie, maar in Jesus se hele styl, die ritme van Jesus, sy karakter, sy persoonlikheid. En dit het so uit hom uitgestraal, dat ouers van daardie tyd die vrymoedigheid gehad het om hulle kinders na hom toe te bring. Iets wat nie sommer sou gebeur nie. In 'n baie komplekse sisteem, 'n patriargale sisteem, eerste eeu Palestina, sou dit nie gebeur het nie. Meeste mense, nes vandag, al is die konteks taamlik anderste, sou nie hulle kinders net somme met oorgawe na 'n man buite hulle onmiddellike familie neem nie. Maar hier, vriende, hier doen die ouers dit. Hulle was gedryf deur die oortuiging dat hierdie man iets aan hulle kon bied wat niks of niemand anders in hierdie wêreld kan bied nie. En as ons hierdie kant van Jesus onder die vergrootglas plaas, sal ons vinnig sien dat dit selfs verder gegaan het as net dit wat Jesus vir die kinders kon doen. Jesus het actually van kinders gehou. Met ons teksgedeelte of in ons teksgedeelte lees ons dat Jesus hierdie kinders in sy arms opgetel het. En weet jy wat gebeur? Ons lees nie dat die kinders hom weggestoot het en gehuil het en teruggehardloop het na hulle ouers toe nie. Nee, hierdie kinders het dit gevat. Hierdie was 'n lekker oom. Dit was nie net so in daardie situasie nie. Deur die verloop van sy hele bediening was daar hierdie ondertoon aan Jesus se boodskappe. Dat ons soos kinders moet raak. In ons teksgedeelte is Jesus so ernstig dat hy die volgende radikale stelling maak. Hy sê, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Met die lees van hierdie teksgedeelte het ek begin wonder of Jesus nie net bedoel het, of dat Jesus nie dalk bedoel het dat ons nie net nie die kinders moet verhinder nie, maar dat ons juis die platform moet skep vir hulle om by Jesus uit te kom. Dat ons die ruimte vir hulle moet gee om na Jesus toe te gaan. Dat ons as ouers op die uitkyk moet wees vir ons kinders. Kyk Leo, kyk Luka, daar is Jesus. Kom vat pappa se hand, dat ek hom by jou kan, dat ek julle by hom kan uitkry. Vriende, wat 'n massiewe verantwoordelikheid is dit nie? So hoe doen ons dit prakties? Dankie, die volgende ene. Hoe kan ons as gemeente, nie noodwendig net die personeel of die bedieningsleiers tans nie, elkeen wat hier sit, hoe kan ons kinders meer laat welkom voel? Ek dink dit begin by elkeen van ons eie perspektief. Ons moet besef dat wanneer ons kinders pertinent verwelkom en hulle betrokke kry in die kerk en ons self betrokke maak in hulle geloofsreistog, dan belê ons in die kerk van môre. Warren Buffett, 'n ou wat 'n ding of twee van beleggings weet, hy het die volgende gesê:
If you aren't thinking about owning a stock for 10 years, don't even think about owning it for 10 minutes. Verder het hy ook gesê, someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. En ek seker daarvan, dat baie van ons wat hier sit, vir Jesus volg, danksy die pad, wat een of ander gemeente in die verlede met ons gestap het. Danksy die tyd, die moeite, die liefde en die deernis, wat hulle in ons belê het. Ek weet, dat dit my storie is. Dat ek die resultaat is van 'n gemeente wat in my belê het. Julle om in kinders te belê is duur. Net soos enigiets anderste in die wêreld wat die moeite werd is. Dit gaan jou op een of ander manier baie kos. Volgens navorsing, wanneer dit kom by materialisme of net die grootmaak van ons kinders in die wêreld vandag in Suid-Afrika, kos dit 'n gemiddelde middelinkomste gesin om 'n kind van geboorte tot 18-jarige ouderdom groot te maak, ongeveer 1,7 miljoen rand. 1,681,000. 'n Ander benadering stel dat dit maklik sowat 3 miljoen rand kan wees as mens inflasie en 'n bietjie luksere insluit. Gemeente, hoeveel meer is ons kinders se saligheid nie werd nie? As ons as gemeente daarom saam gaan besluit dat ons doelbewus meer kindervriendelik gaan word en wil wees as wat ons reeds is, moet ons besef dat dit tyd, moeite, liefde en deernis, sowel as die skep van 'n veilige omgewing, gaan verg. En mag ek self verder gaan as om te sê, dat dit van ons gaan verwag om buite ons gemaksone te tree, as ons in hulle wil belê. As ek Jesus se gesprek hierso reg verstaan en hoe hy sy disippels aanspreek reg sien, mag dit selfs beteken dat ons van ons eie vreugde kies. Ons gerief in hierdie kerklike setup sal moet prys gee, sodat ons as kerk kan belê in die ligdraers van môre. Dat die kerk nie net kan voortgaan nie, maar dat dit 'n sentrum vir gebrokenis kan wees in die geslag hierna. In die 9 jaar wat ek by Onderus gemeente is, het ek 'n hele paar goeters geleer wanneer dit kom by kinderbediening. En aan die hand van ons teksgedeelte sluit ek graag vanoggend hiermee af. Wanneer dit kom by gemeente wees, moet ons besef dat geen gemeente dieselfde is as 'n ander gemeente nie. Maak nie saak eers of die gemeente in dieselfde straat is as 'n ander gemeente nie. En ek wil nie eers begin om te praat van verskillende denominasies nie. Ons kan daarom nie in die wip gevang word, met die wip gevang word, om ons gemeente met ander gemeentes te vergelyk nie. Gemeente, ons moet besef dat die Here Onderus Rivier gemeente uniek gemaak het. Ek wil u uitdaag om dit saam met my te vier. Sommige gemeentes is groter. Ander is kleiner. Wanneer dit kom by kinderbediening, het sommige gemeentes 'n groot fokus op vermaak. Ander gemeentes se benadering het weer meer te doen met mentorskap en disippelskap. Sommige dominees lyk weer anders as ander dominees. Sommiges
het goeie haarlyne en ander wel nie. Maar kom ons vier dit wat die Here vir ons gegee het, en kom ons gebruik hierdie energie om voort te bou dit wat ons reeds het, eerder as om 'n swembad te wil hê, want hierdie en daardie gemeente het 'n swembad. Die volgende ding is dat sal ons sê, die ontwikkeling van ons kinders besig is om drasties toe te neem. Ons skiet onsself in die voet as ons kinders van vandag wil vergelyk met vorige generasies. Ek kan dit self nie eers doen met die jeug van 2016 nie. Jeugbediening vandag lyk soveel anderste as die bediening in 2016, 9 jaar gelede. Die realiteite, die uitdagings, die blootstelling en die verwagtinge vorm ons kinders. En dit vorm hulle te veel om hulle te vergelyk met vorige jare. Sê ek dis meer uitdagend? Nie noodwendig nie. Maar is anders. Mag ek jy uitdaag om saam met my te probeer om die kinders raak te sien wat voor ons staan. Eerder as om dadelik te probeer begelei na ideale wat in plek was toe hulle so oud was soos ons. Dan vriende, die kerk is nie 'n free pass of 'n kinderoppasdiens nie. Met Jesus se ontmoeting met die kinders, dink ek nie die ouers het omgedraai vir hulle kinders oorhandig en gesê, "Oké julle, ek sien hulle oor 'n uur, ons gaan koffie drink daar by die See van Galilea nie." Nee, die ouers was in dit. Hulle was daar. Hulle was opgewonde, hulle het ingekoop, hulle was meelewend. In die kerk van vandag is dit ook die enigste resep vir 'n suksesvolle gemeentebediening. Gemeente, ek sê spesifiek gemeentebediening en nie kinderbediening nie. Eers wanneer generasies mekaar begin bedien en vir mekaar omgee, word die lamp aangesteek wat op die berg lig dra vir die hele dorp. Gesinne is die gemeente in die kleine. Dit is waar dit begin. En dan, die laaste ding wat ek graag vanoggend wil uitlig, is dat as ons sulke geleenthede wil raak sien, geleenthede soos wat hierdie ouers raak gesien het toe hulle kinders na Jesus toe gevat het, gaan ons baie ernstig moet wees oor tydbestuur. Sondag was nog nooit so besig nie. Ek verstaan dit. Ek verstaan dat sport Sondag toe geskei word omdat die res van die naweek te vol is. Nie eers te praat van die week nie. Ek verstaan ook dat Sondag, veral Sondagaande, die perfekte tyd is om te begin werk aan jou taak. Of om vir Maandag se skynat te begin leer. Maar julle, ek weet ook dat mens slegs al hierdie dinge werklik goed sal kan doen. Dat jy ten volle jou alles sal kan gee. Die beste kan lewer wat menslik vir jou moontlik is, wanneer jou geestelike batterye vol is. Wanneer jy besef wie jy is, en wie sin jy is. Indien er dan is dat Sondagoggende uit is, dat jy nie saam met die res van die geloofsgemeenskap tyd kan spandeer nie, maak asseblief tyd, op een of ander tyd, om tyd saam met die Here te spandeer. Julle, om te belê in ons kinders is duur. Kom ons neem ons kinders se hande en neem hulle met deernis en as deel van ons verantwoordelikheid na die skoot van die Here. Hoe doen ons dit? Kom ons begin. Begin deur 'n naam te leer.
vir 'n kindjie te glimlag na die erediens en te waai. Miskien aan 'n persoon aan te raak, aan die skouer te vat van 'n ouer en te sê ons sien jou raak. Of dalk net 'n thumbs up. Kom ons belê in die kerk van môre. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet, ons as geloofsgemeenskap staan saam in hierdie ding. Help ons ook om opnuut te besef hoe groot hierdie verantwoordelikheid is. Ons vra dat U ons gesinne sal versterk en genoeg waagmoed sal gee om te kan gaan rus by U voete, want daar vind ons onsself, Here. Ons bid ook vir U beskerming oor al ons gesinne in hierdie feesseisoen wat voor lê. So ook die besoekers wat op pad is. Ons bid in Jesus naam. Amen. Gemeente, kom ons sluit af deur ons slotlied vanoggend. Jesus roep die kindertjies. Kom ons doen dit staande saam waarna ons mekaar gaan seën. Ontvang die seën van die Here en gaan leef as ligdraers vir sy koninkryk. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die troos, die nabyheid, die leiding van die Heilige Gees met elkeen van ons wees. Amen. Gemeente, kom ons neem mekaar se hande en seën mekaar met die seënlied.